Hallo julle, ons gaan aan met Deuteronomium 16, die groot jaarlikse feeste. Onderhou die maand van Abib en hou die Pasga vir die Hemelse Vader jou God, want in die maand van Abib het die Hemelse Vader jou God jou in die nag uit Egipte uitgelei, en jy moet vir die Hemelse Vader jou God as Pasga kleinvee en beeste slag, op die plek wat die Hemelse Vader sal uitkies, om sy naam daar te laat woon. Jy mag geen gesuurde brood daarby eet nie. 7 dae lank moet jy ongesuurde brode daarby eet, brood van elende, want baie haastig het jy uit Egipte land uitgetrek, sodat jy al die dae van jou lewe, die dag van jou uittog uit Egipte land, in gedagtenis kan hou. En daar mag by jou 7 dae lank geen suurdeeg in jou hele grondgebied gesien word nie. Ook mag niks van die vleis wat jy die eerste dag in die aand slag, tot die môre toe oorbly nie. Jy mag die Pasga nie slag in een van jou poorte, wat die Hemelse Vader jou God aan jou gee nie, maar op die plek wat die Hemelse Vader jou God sal uitkies, om sy naam daar te laat woon, moet jy die Pasga slag in die aand teen sononder, op die tyd van jou uittog uit Egipte. Dan moet jy kook en eet op die plek wat die Hemelse Vader jou God sal uitkies. Daarna moet jy in die môre omdraai en na jou tente toe gaan. 6 dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die 7de dag is daar 'n feestyd vir die Hemelse Vader jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. 7 weke moet jy tel, vanaf die sekel, eerste keer in die ongesnyde graan geslaan word, moet jy 7 weke begin tel. Dan moet jy die fees van die weke hou vir die Hemelse Vader jou God, ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee, na mate die Hemelse Vader jou God jou sal seën. En jy moet vrolik wees voor die aangesig van die Hemelse Vader jou God, jy en jou seun en jou dogter, en jou slaaf en jou slavin, en die leviet wat in jou poorte is, en die vreemdeling, en die wees en die weduwee wat by jou is, op die plek wat die Hemelse Vader jou God sal uitkies, om sy naam daar te laat woon. En jy moet daaraan dink, dat jy 'n slaaf in Egipte was, en jy moet hierdie insettinge sorgvuldig hou. Die hittefees moet jy 7 dae lank hou, as jy van jou dorsvloer en jou wynpers insameling hou. En jy moet vrolik wees op jou fees. Jy, jou seun, jou dogter, en jou slaaf, en jou slavin, en die leviet, en die vreemdeling, en die wees, en die weduwee, wat in jou poorte is. 7 dae lank moet jy vir die Hemelse Vader jou God fees hou, op die plek wat die Hemelse Vader sal uitkies, want die Hemelse Vader is jou God, sal in al die werke van jou hande, en jy moet net maar vrolik wees. 3 maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die Hemelse Vader jou God verskyn, op die plek wat hy uitkies, op die fees van ongesuurde brode, en op die fees van weke, en op die hittefees, en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Hemelse Vader verskyn nie, elkeen volgens die gawe van sy hand, ooreenkomstig die seën van die Hemelse Vader jou God, wat jou gegee het. Die regtersamp, pligte van die rigters en konings. Regters en opsigters moet jy vir jou aanstel, in al die poorte van die Hemelse Vader jou God, jou sal gee volgens jou stamme, en hulle moet die volk oordeel volgens 'n regsvaardiging en regspraak. Jy mag die reg nie verdraai nie, jy mag nie partydig wees nie, ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van wat reg het. Geregtigheid moet jy najag. Jy kan lewe in die land en besit kan neem wat die Hemelse Vader jou God jou sal gee. Jy mag vir jou nie 'n heilige boomstam, enige boom plant langs die altaar van die Hemelse Vader jou God, want jy vir jou sal maak nie. Ook mag jy geen klippilaar
wat die Hemelse Vader jou God haat, oprig nie. Okay, hoofstuk 17. Jy mag aan die Hemelse Vader jou God geen bees of stuk kleinvee waaraan 'n liggaamsgebrek is, iets slegs is, offer nie. Want dit is vir die Hemelse Vader jou God 'n gruwel. As by jou in een van jou poorte, wat die Hemelse Vader jou God jou sal gee, 'n man of 'n vrou gevind word, wat doen wat verkeerd is in die oë van die Hemelse Vader jou God, deur sy verbond te oortree, en ander gode gaan dien, en voor hulle neerbuig, en voor die son, of die maan, of die hele laar van die hemel, wat ek nie beveel het nie, en dit aan jou te vertel word, en jy dit hoor, dan moet jy terdee ondersoek instel, en as dit waarheid is, staan die saak vas, is hierdie gruwel in Israel gedoen. Dan moet jy die man of die vrou, wat hierdie verkeerde ding gedoen het, na jou poorte uitbring, die man of die vrou, en jy moet hulle stenig, dat hulle sterwe. Op die verklaring van die 2 getuienis of 3 getuienis moet die veroordeelde gedood word. Hy mag nie gedood word op die verklaring van 1 getuie nie. Die hand van die getuienis moet eers teen hom wees om hom dood te maak, en daarna die hand van die hele volk. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. As 'n saak vir jou te swaar is om te beslis, oor manslag, oor regsaansprake en oor verwonding regsake in jou poorte, dan moet jy klaarmaak en opgaan na die plek wat die Hemelse Vader jou God sal uitkies. En jy moet kom na die Levitiese priesters en na die regter wat daar in die dae sal wees, en jy moet uitvra, dan sal hulle jou die geregtelike uitspraak te kenne gee. En jy moet handel ooreenkomstig met die uitspraak wat hulle jou te kenne sal gee, uit die plek van die Hemelse Vader uitgekies is. En jy moet sorgvuldig doen, net soos hulle jou sal leer. Ooreenkomstig die wet wat julle jou leer, volgens die regspraak wat hulle jou sê, moet jy handel. Jy mag nie regs of links afwyk van die uitspraak wat hulle jou te kenne gee nie. En die man wat vermetel handel, dat hy nie luister na die priester wat staan, om daar die Hemelse Vader jou God te dien nie, of na die regter nie, die man moet sterwe. So moet jy dan die kwaad uit Israel uitroei, en die hele volk sal dit hoor, en vrees, en nie meer vermetel handel nie. As jy kom in die land, wat die Hemelse Vader jou God sal gee, en dit in besit neem, en daarin woon, dan sê, ek wil 'n koning oor my aanstel, soos al die nasies wat rondom my is, dan moet jy sekerlik 'n koning oor jou aanstel, wat die Hemelse Vader jou God sal verkies. Uit die midde van jou broers moet jy 'n koning oor jou aanstel. Jy mag geen uitlander wat jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie. Hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie, en hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie. Aangesien die Hemelse Vader vir julle gesê het, julle mag nooit weer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie. Hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. En as hy op 'n troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Hemelse Vader sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou, om te doen, sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dae kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. Hoofstuk 18, regte van priesters en leviete. Die levitiese priesters, die hele stam van Levi, mag geen deel of erfenis saam met Israel hê nie. Van die vuuroffers van die Hemelse Vader en van sy erfdeel moet hulle eet. En hy mag geen erfdeel hê onder sy broers nie. Die Hemelse Vader
is sy erfdeel, soos hy hom beloof het. En dit moet reg van die priesters wees, van die kant van die volk, van die wat slagoffers bring, of dit 'n bees of 'n stuk kleinvee is, hulle moet dit aan die priester die blad en die 2 kakebene en die maag gee. Die eerstelinge van jou koring, jou mos, jou olie, jou eerstelinge van jou skeersel, van jou kleinvee moet jy aan hom gee, want die Hemelse Vader jou God het hom uit die stamme uitverkies, dat hy altyd kan staan om te dien, in die naam van die Hemelse Vader, hy en sy seuns. En as 'n leviet uit een van jou poorte kom, uit die hele Israel waar hy as 'n vreemdeling vertoef, en hy na hartelus kom na die plek wat die Hemelse Vader sal uitkies, en dan moet hy dien in die naam van die Hemelse Vader sy God, soos al sy broers die leviete wat daar voor die aangesig van die Hemelse Vader staan. 'n Gelyke aandeel moet hulle geniet, behalwe wat hy verkoop volgens familiebesit. Straf oor waarseers van vers 9. As jy kom in die land wat die Hemelse Vader jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan nie, wat met waarsery, goolery of met 'n verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met die beswering omgaan, of wat die gees van afgestorwenes vra, of 'n gees wat waar sê, of wat dooi is raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Hemelse Vader 'n gruwel, en om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Hemelse Vader, jou God, hulle voor jou uit. Opreg moet jy wees met die Hemelse Vader, jou God, want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe het, luister na golelaars en waarseers, maar wat jou aangaan, die Hemelse Vader, jou God, het jou nie so iets toegelaat nie. Die belofte van 'n groot profeet, vanaf vers 15. 'n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Hemelse Vader jou God vir jou verwek, na hom moet julle luister, net soos van die Hemelse Vader jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Hemelse Vader, my God, nie langer hoor, en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het die Hemelse Vader van my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek, uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde, wat my in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afeis. Maar die profeet wat so vermetel is, om 'n woord in my naam te spreek, wat ek hom nie beveel het nie, om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sterwe. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet, wat die Hemelse Vader nie gespreek het nie? As die profeet in die naam van die Hemelse Vader spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie, en kom nie uit nie, dan is dit 'n woord wat die Hemelse Vader nie gespreek het nie. Deur vermetelheid het die profeet dit gespreek. Jy mag vir hom nie bang wees nie. Hoofstuk 19. Die vrystede. As die Hemelse Vader jou God die nasies uitroei, wie se land die Hemelse Vader jou God jou sal gee, en jy hulle uit hulle besitting verdrywe, en hulle stede en in hulle huise woon, dan moet jy vir jou 3 stede afsonder in die land, wat die Hemelse Vader jou God jou sal gee, om dit in besit te neem. Jy moet vir jou die pad regmaak en jou grondgebied, wat die Hemelse Vader jou God jou laat erwe, in 3 dele verdeel, sodat elkeen wat 'n doodslag begaan het, daarheen kan vlug. En dit is die saak van hom, wat 'n doodslag begaan het, wat daarheen vlug, dat hy kan lewe. Hy wat sy naaste sonder opset doodslaan, terwyl hy hom van gister en eergister af nie vyandig was nie. En hy wat saam met sy naaste
in die bos gaan om hout te kap en sy hand swaai met die byl om die boom af te kap en die yster glip van sy steel af en tref sy naaste, sodat hy sterwe. Hy moet in een van hierdie stede vlug om in die lewe te bly, sodat die bloedwreker hom wat 'n doodslag begaan het, nie agtervolg as sy hart verhit is nie, en hom inhaal, omdat die pad lank is nie, en hom nie doodslaan nie, terwyl hy dood nie verdien nie, omdat hy hom van gister en eergister af nie vyandig was nie. Daarom gee ek jou bevel en sê, 3 stede moet jy vir jou afsonder. En as die Hemelse Vader jou God jou grondgebied uitbrei soos hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, en jou die hele land gee wat hy beloof het om aan jou vaders te gee, as jy sorgvuldig en al hierdie gebooie hou, wat ek jou vandag beveel, om te doen, om die Hemelse Vader jou God lief te hê, en altyd in sy weë te wandel, dan moet jy vir jou nog 3 stede by hierdie 3 byvoeg, sodat geen onskuldige bloed vergiet word binne in jou land, wat die Hemelse Vader jou God jou as 'n erfenis sal gee, en bloedskuld op jou kom nie. Maar as niemand sy naaste vyandig is, en hom voorlê, en teen hom opstaan, en hom lewensgevaarlik slaan, sodat hy sterwe, en hy in een van hierdie stede vlug, dan moet die oudstes van die stad stuur en hom daarvandaan laat haal, en hulle moet in die hand van die bloedwreker oorgee, dat hy kan sterwe. Jou oog mag hom nie verskoon nie, maar jy moet die onskuldige bloed uit Israel wegdoen, dat dit met jou goed kan gaan. Straf vir grondroof en valse getuienis, vanaf vers 14. Jou naaste se grenslyne deur die voorvaders getrek, in jou erfdeel, wat jy sal erwe in die land wat die Hemelse Vader jou God jou sal gee, om dit in besit te neem, mag jy nie verlê nie. Een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde by enige misstap wat hy begaan het nie. Op die verklaring van 2 getuienis of op die verklaring van 3 getuienis sal 'n saak van krag wees. As 'n kwaadwillige getuie teen iemand optree om van 'n oortreding teen hom te getuig, dan moet die 2 manne wat die regsaak het gaan staan voor die aangesig van die Hemelse Vader, voor die priesters en die regters, wat daar in die dae sal wees. En die regters moet terdee ondersoek doen, en is die getuie 'n valse getuie, het hy vals teen sy broer getuig, dan moet julle met hom doen, soos hy gedink het om met sy broer te doen. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. En die ander moet dit hoor en vrees, en nie meer verder by jou so iets verkeerds doen nie. En jou oog mag nie verskoon nie, lewe vir 'n lewe, oog vir 'n oog, tand vir 'n tand, hand vir 'n hand en voet vir 'n voet. Hoofstuk 20, Oorlogswette. As jy na die oorlog uittrek teen jou vyand, en perde en strydwaans sien, 'n volk meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie, want die Hemelse Vader, jou God, wat jou uit Egipte land laat optrek het, is met jou. En as julle na die geveg kom, moet die priester naderkom en die volk toespreek, en hy moet aan hulle sê, hoor Israel, julle trek vandag nader om te veg teen julle vyande, laat julle harte nie week word nie. Wees nie bevrees en beangs en word nie verskrik vir hulle nie, want die Hemelse Vader, julle God, wat saam met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande, om aan julle die oorwinning te gee. Dan moet die opsigters die volk toespreek en sê, wie is die man wat 'n nuwe huis gebou en dit nie ingewy het nie? Hy kan teruggaan huis toe, dat hy nie in die oorlog sterwe en iemand anderste dit inwy nie. En wie is die man wat 'n wingerd geplant het en dit nie in gebruik geneem het nie? Hy kan teruggaan huis toe, dat hy nie in die oorlog sterwe en iemand anderste dit in gebruik neem nie. En wie is die man wat hom met 'n vrou verloof en haar nie geneem het nie?
hy kan teruggaan huis toe, dat hy nie in die oorlog sterwe en iemand anders te herneem nie. Dan moet die opsigters verder die volk toespreek en sê, wie is die man wat bevrees en week van hart is? Hy kan teruggaan huis toe, dat die hart van sy broers nie smelt soos sy hart nie. En as die opsigters die volk klaar toegespreek het, moet die leerowerstes aan die hoof van die volk aangestel word. As jy naby 'n stad kom om daarteen te veg, moet jy dit vrede aanbied. En as dit jou antwoord van vrede gee en vir jou oopmaak, moet die hele volk wat daaraan gevind word, aan jou dienspligtig wees en jou dien. Maar as dit geen vrede met jou sluit nie, maar oorlog teen jou wil voer, moet jy dit beleer. En die Hemelse Vader, jou God, sal dit in jou hand gee, en jy moet al die manne daarin met die skerpte van die swaard verslaan. Net die vroue en die kinders en die vee en alles wat in die stad is, die hele byt, moet jy vir jou roof, en jy moet die byt van jou vyande eet, wat die Hemelse Vader jou God jou gegee het. So moet jy met al die stede maak, wat baie ver van jou af is, wat nie by jou stede van hierdie nasies behoort nie. Maar van die stede van hierdie volk, wat die Hemelse Vader jou God jou as 'n erfenis sal gee, moet jy niks wat asem het, laat lewe nie. Maar jy moet hulle heeltemal met die banvloek tref, die Hetiete, die Amoriete, die Kanaaniete, en die Feresiete, en die Hewite, en die Jebusiete, soos die Hemelse Vader jou God jou beveel het, sodat hulle julle nie leer om te handel volgens hulle gruwels, wat hulle vir hulle gode gedoen het nie, en julle teen die Hemelse Vader julle God sondig nie. As jy 'n stad baie lank beleer, deur oorlog daarteen te voer, om dit te verower, moet jy sy bome nie verwoes deur die byl daarteen te swaai nie, maar jy mag daarvan eet, en jy mag dit nie afkap nie, want is die bome van die veld dan mense, dat hulle deur jou in belering moet kom? Net bome waarvan jy weet, dat dit geen vrugtebome is nie, die mag jy verwoes en afkap, en jy moet teen die stad wat teen jou oorlog voer, 'n skans bou, totdat dit val. Tot sover.